Goeiedag, ek is Gerard van die Kerk saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. Vandag het ons die voorreg om Genesis 18 te lees en ons sien hier dat die Here aan Abraham verskyn by die bome van Mamre. Abraham betoon gasvryheid en die Here bevestig dan dat Sara binne 'n jaar 'n seun sal hê. Sara lag uit ongeloof, maar God herinner haar dat niks vir hom onmoontlik is nie. Daarna openbaar die Here sy plan om Sodom en Gomorra te oordeel en ons sien dat Abraham tree in as voorbidder en pleit vir die regverdiges in die stad. En hierdie hoofstuk vat vir my saam dat God almagtig en regverdig is, maar ook genadig en bereid om te luister na die voorbidding van die regverdige. Ek sien ook iets van God as 'n verbondsgod. Hy is betrokke in die lewens van sy mense en sy beloftes word vervul. Net 'n paar gedagtes rondom hierdie teksgedeelte. In verse 1 tot 8 lees ons van God se besoek en hoe God dan die gehoorsame gasvryheid seën van Abraham. Abraham ontvang die Here hier met eerbied en diens. Mense, hy het nie net ligtelik omgegaan nie, daar is 'n hengse klomp roosterkoek gebak. Hoeveel kilogram se meel lees ons van? Goue kalfslag. Dis nie 5 minute se gasvryheid wat hy betoon, drink gou 'n koppie koffie en daar gaan jy nie. Dit was 'n hele voorbereiding van 'n maaltyd oor 'n paar ure. So, hulle het die dag by hom gerus. En hy bied gasvryheid aan, water, kos, rus en hy bedien hulle, wat sy geloof en gehoorsaamheid illustreer. En een van sy gaste, sonder dat hy dit weet, teologies gesien, is God self en die ander twee is heel moontlik die engelwesens wat later na Sodom gestuur word. Ons sien dan ook dat die belofte vir Sara herhaal word. Vroeger was dit sy sal 'n seun hê, daar sal 'n nageslag uit haar wees, maar nou kom die Here vir die eerste keer spesifiek en sê binne 'n jaar. En die sleutelvers hier is vers 14. Is iets te buitengewoon vir die Here. Op die vasgestelde tyd sal ek terugkom. Volgende jaar hierdie tyd sal Sara 'n seun hê. En God bevestig dat Sara binne 'n jaar hier 'n seun sal hê wat Isak sal wees. Sara lag, want op haar ouderdom is dit onmoontlik. Maar God bevestig sy belofte ten spyte van waar sy is, want sy belofte oortref ons menslike beperkings en selfs ons ongeloof. Laat my dink aan Lukas 1 vers 37, niks is vir God onmoontlik nie. Ons sien dan ook dat God sy planne openbaar aan die wat naby hom lees in verse 17 tot 19, waar Abraham ingelig word oor God se oordeel oor Sodom. Maar, prys die Here, ons lees dan dat God regverdig en barmhartig is. Abraham se gesprek met God wys dat gebed en voorbidding kan help en dat God regverdig, maar ook genadig is. Hy sal nie regverdiges saam met die goddeloses vernietig nie, vers 23 tot 25. En dit laat my dink aan Eksodus 34 vers 6 tot 7, waar ons iets van God se karakter sien, sy genadige en regverdige karakter. En dan ook Romeine 9 vers 14 tot 15, waar ons lees van God se groot ontferming. Ek leer ook uit hierdie deel uit in verse 27 tot 33, dat Abraham se voorbidding, as ek dit so kan noem, het krag, want hy kom met nederigheid voor God, hy pleit met vrymoedigheid op grond van sy verhouding verander. En dit laat my herinner my aan Jakobus 5 vers 16, die gebed van 'n regverdige het groot krag, maar Jesegiel 22 vers 30 kom ook op, want God soek na iemand wat tussen hom en daai sondige mens in die bres kon staan. Kom ons oorweeg bidend vandag. Leef ek en jy in gasvryheid uit as 'n geestelike dissipline? Want God werk baie keer deur daai gasvryheid. Ons het die voorreg om 'n selgroep te bedien. Wanneer ons by 'n huis bymekaar kom en daar in gasvryheid die huis oopgestel word, is dit 'n platform waar God se gees kan kom werk in ons as mensies. Glo ek en jy God se beloftes? Selfs wanneer dit menslik onmoontlik lyk. Kom ons vra 'n bietjie vir onsself af, of het ons al opgegee op God se beloftes? My mens, God se beloftes is ja en amen. Bly kyk en
bly voor sy voete staan. Oorweeg ook vandag, leef ek en jy so naby aan God dat ons sy hart vir geregtigheid en genade leer ken. Mense, ek het partykeer die grappie wat ek maak, dat ek as ek kwaad is vir iemand, dan vra ek, Here, gaan u hom kom haal of sal ek hom vir u stuur? En dan lag ek daaroor, want ek dink dit is vreeslik snaaks. Maar ek besef met 'n skok vandag dat dit nie God se hart is nie. Dis nie God se hart vir geregtigheid en genade nie. Vra die Heilige Gees vandag, en ek vra hom ook, Here, laat ek so naby aan u bly, dat ek met my oor teen die bors kan hoor wat is u hart vir geregtigheid en genade. En kom ons wees 'n voorbidder vir ons gesinne, ons geloofsgemeenskap, ons groter gemeenskap en ons nasie. Groete en seënwense vir jou in hierdie dag.